Dis maandagoggend 3 Augustus 6:25 hier op Stroomop en hier is vanoggend se nuusbulletin. Die DA Afriforum en die Vaderland Stichting voer aan dat die onteieningswet in sy huidige vorm ongrondwetlik is en herroep moet word. Afriforum vra dat artikel 12.3 en 12.4 wat onteiening sonder vergoeding moontlik maak geskraap word omdat dit eiendomsreg ondermyn. Die DA betwis ook die wetgewende proses en die rasionaliteit van die artikel 19.2 en 3, wat volgens die party 'n sirkelredenasie oor die sperdatum om die hof te nader skep. President Cyril Ramaphosa het erken dat artikel 19.2, 3 en 4 problematies is en die hofsaak begin vandag. Stemgeregtigde Suid-Afrikaners moet nog registreer of wil besonderhede opdateer vir die munisipale verkiesing voordat die kiesersrol sluit. Willem Kosini-Tlabisa, minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake en leier van die IFP, het in Durban gesê die verkiesingsdatum sal amptelik in die Staatskoerant geproklameer word. Kiesers kan steeds op die verkiesingskommissie se aanlyn portaal registreer. Ek dink dis tot Vrydag toe. Ramaphosa het in Imalahleni gesê mense wat moedeloos is oor dienslewering moet ook erken dat daar positiewe vordering in die land is. Hy moet daai vir ons wys. Die Landbankraad het ontvangs erken van die DA se skrywe en aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting oor die bank se skuldinvorderings en likwidasiepraktyke. Dr. Igor Skeurkogel, 'n DA parlementslid en permanente afgevaardigde in die Nasionale Raad van Provinsies, sê die raadsvoorsitter het hom persoonlik meegedeel dat die saak aandag geniet. Skeurkogel het gevra dat omstrede likwidasieprosesse tydelik opgeskort word hangende 'n onafhanklike ondersoek. Die bank sal ook die spesiale ondersoekeenheid se verslag oorweeg. Ons gesels met Igor 7:30 vanoggend. Op die sportveld het die hoërskool Dr. E.G. Jansen streng dissiplinêre stappe beloof teen enige iemand wat by wangedrag betrokke was tydens 'n gewelddadige voorval by die Noordval beker wedstryd teen Hoërskool Menlo Park. Die wedstryd is gestaak nadat 'n massabekleierery tussen spelers, ouers en toeskouers langs die veld uitgebreek het met Menlo Park wat 36-5 voorgeloop het. Tinus Diedriks, voorsitter van die Noordval beker en Henry Verster, voorsitter van die Bloubulle Hoërskole rugby het bevestig dat verslae van albei skole aangevra is. In 'n afsonderlike skole rugby voorval is 'n interne ondersoek aan die gang na 'n beweerde rassevoorval tydens die derby tussen die Settlers High School en Fairmont High School in Durbanville. 'n Video op TikTok wys hoe die skeieregter die wedstryd stop nadat 'n Fairmont speler na bewering die K-woord teenoor 'n Settlers speler gebruik het. Albei skole se beheerliggame en skoolhoofde het die voorval betreur en nog gemeenskappe gevra om geduldig te wees en niks op sosiale media te deel nie. Die Wes-Kaap kan tot 1800 megawatt nuwe krag by sy netwerk voeg. Premier Ellen Wendy het gesê die vordering sal die provinsie help om sy teiken van 5700 te bereik. Alexandra Abrams, adjunkminister van elektrisiteit en energie, en Dr. Jack Bloom, adjunkminister van water en sanitasie, het ook hulle samewerking toegesê. Wendy het bygevoeg dat die provinsie se waterweerbaarheidsstrategie daarop gemik is om meer as 300 miljoen kubieke meter water per jaar te beveilig. In Kaapstad veg brandweermanne steeds teen 'n strawwe veldbrand wat na die piek van Tafelberg versprei het. Die stad se brand- en reddingsdienste het 6 brandweerwaans en 3 watertanks ontplooi om die brand in die sensitiewe ekostelsel te bestry. Michael Abrams, woordvoerder van die diens, het gesê die veranderende windrigting sê die brand van koers laat verander en baie rook veroorsaak. Toegangspaaie in die gebied is vir die publiek gesluit en ek moet sê dis moontlik dat daardie brand al geblus kan wees. Ek is nie seker daarvan nie. Die berig dui daarop dat die brand nog woed. So ek is nie seker oor die omstandighede op die oomblik nie. Ons sal deur die loop van die program gou kyk of ons ergens inligting daaroor kan kry.
In Mitchells Plain probeer die polisie die uitbreiding van misdaadsyndikaate uit Khayelitsha State wat beskermingsgeld van plaaslike Spaza winkeleienaars en Tafelsig probeer afpers. Brigadier Brian Miller, stasiebevelvoerder van Mitchells Plain, sê die polisie het saam met misdaadintelligensie, beamptes wat onder dekking werk en die provinsiale afpersingstaakspan 'n gekoördineerde reaksie begin. Volgens hom gee afpersers nou openlik hul name, selfoonnommers en die bedrae wat hulle eis aan slagoffers. Spanning binne die regering van nasionale eenheid het intussen toegeneem nadat Ramaphosa geweier het om die DA se adjunkminister van Finansies Ashot Saropin as voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie aan te stel. Die pos is aan Seyiso Mogai, adjunkminister in die presidentsie gegee nadat David Msondo bedank het te midde van 'n krisis waarin die hoofuitvoerende beampte Patrick Lemini geskort is oor ongemagtigde forensiese ondersoeke van R411 miljoen. Die leier van die DA, Jordan Yellow, sê dit was 'n geleentheid wat gemis is om die korporasie te stabiliseer en gevra dat die regering 'n vaste tydlyn vir die implementering van regter Lex Mpati se aanbevelings publiseer. Die kabinet het ook die vrystelling van 'n nuwe elektrisiteitsprysbeleid en 'n padkaart vir elektrisiteitshervorming vir openbare kommentaar goedgekeur. Die minister in die presidentsie, Khumbudzo Ntshavheni, sê die beleid sal die 2008 beleid opdateer om voorsiening te maak vir die ontbondeling van Eskom en die implementering van die wysigingswet op elektrisiteitsregulering van 2024. Gosenzo Ramaggopa het voorheen gesê die doel is om 'n bekostigbare prysroete te skep en die era van dubbelsyfer stygings te beëindig. Die polisie se eenheid vir ernstige geweldsmisdaad ondersoek die moord op 4 mans in Nyanga. Polisiewoordvoerder kolonel Andrei Traut sê die slagoffers is doodgeskiet terwyl hulle 'n papband van 'n Toyota Avanza vervang het. Al 4 is op die toneel dood verklaar en die polisie vermoed die motief kan taxi verwant wees. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling waarsku Suid-Afrikaners veral jong mense teen valse aanlyn werksaanbiedinge wat deur mensehandelssyndikaate gebruik word om slagoffers na Thailand en Myanmar te lok. Boetie Kulwani, bestuurder van mensenhandel by die departement, sê slagoffers word met beloftes van hoë salarisse gelok en dan gedwing om in swendelaarsentrums kubergedrewe finansiële misdade te pleeg. Die departement doen 'n beroep op mense om werksgeleenthede deeglik na te gaan en verdagte aktiwiteite by die polisie aan te meld. In die Wes-Kaapse landbousektor is daar groot kommer oor Premier Foods se besluit om sy inmaakfabriek Fruit Products Western Cape in die Tulbagh omgewing te sluit. Johnny Steenkamp van die Vryheidsfront Plus sê die sluiting sal meer as 200 kommersiële vrugteprodusente raak van wie Premier Foods jaarliks vrugte ter waarde van R300 miljoen koop. Die inkomste van sowat 2500 plaaswerkers, 3500 seisonale werkers en nog 3500 fabriekswerkers is volgens hom in gedrang eerder verskoning. Wil die Oukamp saam met Premier Foods vergader om 'n moontlike oplossing te bespreek. Die polisie in Gauteng het op OR Tambo internasionale lughawe beslag gelê op 95 kg kokaine met 'n geraamde straatwaarde van R28 miljoen. Internasionale nuus: die Amerikaanse president Donald Trump het aangekondig dat Amerika en Israel ingestem het om die beplande aanvalle op Iran uit te stel, mits 'n vinnige ooreenkoms bereik kan word om die konflik te beëindig. Hy het gesê die ooreenkoms moet die onmiddellike heropening van die straat van Hormuz en 'n einde aan Iran se kernbedreiging insluit. Die olieprys bly intussen hoog weens die konflik met Iran. Brent olie het met 24% gestyg nadat aanvalle op Iran skeepvaart deur die straat van Hormuz ontwrig het. Die oorlog met Iran het ook tot 'n hommeltuig aanval op 2 gastankskepe in Egiptiese waters gelei, wat nuwe kommer oor die veiligheid van die Suezkanaal en die Suez pipeline laat ontstaan het. Nader aan die huis in die Demokratiese Republiek die Kongo het die jongste Ebola-uitbreking reeds 3532 gevalle en 1556 sterftes in die 5 provinsies opgelewer. Die uitbreking is gesentreer in Ituri en word veroorsaak
deur die Bundibugyo-stam van die virus, waarvoor daar geen goedgekeurde enstof of behandeling is nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê Human Laboratories in Singapore werk aan 'n belowende nuwe eindstof. In Amerika het Trump die migrasiekrisis in die in Spanje as politieke waarskuwing gebruik. Hy het gesê Amerika kan dieselfde lot as Spanje beleef as die Demokratiese Party die verkiesing wen. J.D. Vance en Stephen Miller het ook die beelde uit Spanje gebruik om die Demokrate te kritiseer. In Londen het 'n Britse Hooggeregshof 'n uitdaging deur inwoners en besighede teen die beplande nuwe Chinese mega-ambassade verwerp. Die Royal Mint Court Residents Association het aangevoer dat 50.000 vierkante kilometer kompleks die risiko van terreuraanvalle en spionasie verhoog. Dit is ons nuusbulletin vanoggend hier op Stroom op.